Gebed 10 en 'n belofte van God vandag. Wat sou jy sê van die stelling wat ek nou gaan maak? Iets wat vir my baie ontstellend is as jy mense hoor gesels. Een met 'n bergprobleem voor hom en dan hoor jy 'n ander persoon sê, ek bid vir jou. Hoe tragies is dit nie om vir iemand te sê, ek bid vir jou en dan nooit werklik te bid nie. Wat sou jy dink van hierdie stelling? Ek vra maar net. Dis 'n redelike diep vraag, ja, nee, ek weet dit. Om te sê ek bid vir jou kan 'n opregte uitdrukking van sorg en ondersteuning wees, selfs al bid jy nie eintlik fisies vir hulle nie. Dis soos om te sê ek dink aan jou. Dis 'n manier om te wys dat jy omgee vir hulle welstand en seer waardeur hulle beweeg. Dit is dus nie noodwendig 'n leuen of 'n sonde as jou bedoeling eg en opreg is nie. Dink 'n bietjie, nê. Lees en hoor wat Jesus vir ons sê in Matteus 25 vers 33 tot 40. Wat hy praat en hoe hy dinge duidelik maak, want alles gaan oor liefde. Ek persoonlik sou die volgende sê: wanneer iemand deur 'n moeilike tyd gaan, het hulle soms net iemand nodig om by hulle te sit en te luister. Dus, luister aktief. Laat hulle hul gevoelens deel sonder om te onderbreek of te oordeel. Wys dat jy betrokke is deur te knik miskien of oogkontak te maak en dalk oop vrae te vra en te laat vra. En dan ten laaste, erken hulle gevoelens en laat hulle weet dat dit oukei is om so te voel. Ja, bied praktiese hulp aan. Soms benodig mense hulp met boodskappe, huishoudelike, daaglikse take. Jy kan aanbied om te help met spesifieke dinge soos om miskien maaltye te kook, en dorp toe te gaan vir hulle behoeftes en hulle benodighede en so voorts. Wees teenwoordig vir ander, want eendag hoor ons dalk as Jesus sê, daar in Matteus 25 vers 36. Julle het my verpleeg in die tronk, en julle het my besoek. Ja, maak en bring tyd saam met die behoeftiges deur, met mense wat seer en siek is. Dis die dinge wat Vader sien, al is dit net om in stilte saam met hulle te sit. Jou teenwoordigheid kan vertroostend wees. Hoe so? Want in Christus is jy 'n nuwe mens, en nuwe mense het deernis met ander mense, net soos Jesus ook op die aarde was. Hoe so? Ja, jy kan vra, hoe so? Want in Christus is jy 'n nuwe mens, en nuwe mense het deernis met ander mense. Presies net soos Jesus ook op aarde was, hy het deernis gehad met ander mense. En ons hoor daarin in Galasiërs 3 vers 28. In Christus is ek met ander gelowiges verenig. Nee? In Christus is ek met ander gelowiges verenig. Ek hoor Galasiërs 3:28. Dit maak nie saak of iemand 'n Jood of 'n Griek. Dit maak nie saak of iemand slaaf of 'n vry man of 'n vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. Ons sluit af vir vandag met 2 skrifgedeeltes. Luister mooi. Die eerste een is ons moet na mekaar omsien, asof ons dit vir Jesus self doen. Dis wat ons nou net so pas daar in Matteus 25 gelees het. Om na ander om te sien, soos ons daarin uit Hebreërs 6 vers 10 hoor. Luister mooi. God is nie onregverdig nie. Nee. Hy sal julle werk nie vergeet nie, en ook nie die liefde wat julle vir sy naam betoon het, deurdat julle medegelowiges gedien en nog dien nie. En dan vra ek elkeen vandag, wat tot hiertoe geluister het na God se belofte wat volg. Matteus 10:42-42. Dit is 'n direkte uitspraak uit die mond van Jesus Christus self, daar in Matteus 10:40-42.
Luister mooi. Wie julle ontvang, en dit is die belofte van God. Ontvang my, sê Jesus, en wie my ontvang, ontvang hom God wat my gestuur het. Luister, wie 'n profeet ontvang, omdat hy 'n profeet is, sal 'n profeet se beloning ontvang. En wie 'n goeie mens ontvang, omdat hy goed is, sal 'n goeie mens se beloning ontvang. In vers 42, wie aan een van hierdie geringstes net 'n beker koue water gee, omdat hy my disipel is, sal sy beloning kry. Dit verseker ek, Jesus Christus julle. Die omvang van ons liefde vir God kan gemeet word aan die manier waarop ons ander behandel. Die beeld wat Jesus hier gebruik, naamlik om vir een van die geringstes onder die disippels 'n beker water te gee, dit is 'n voorbeeld van onselfsugtige diens. Dit gaan hier oor diegene wat nie hoog aangeslaan word en nie vir 'n guns kan terugbetaal nie. God sien elke guns raak wat ons doen, elke guns. Maar hy sien ook elke guns wat nagelaat word om te doen. Dit sien hy ook, asof ons dit aan hom doen. Kan jy vandag vir iemand iets onselfsugtigs doen? Al sien niemand anderster vir jou nie, God sal jou beslis raak sien. Ja, die Here Jesus sê in wese, dat wanneer ons vriendelikheid en hulp van sy volgelinge, wat my en jou insluit ontvang of aan hulle bewys, dit is asof ons vriendelikheid en ons hulp aan hom, Jesus, bewys, en ons sal daarvoor beloon word. Dis Jesus se belofte. As jy dit nie glo nie, dan glo jy nie wat Jesus vir ons in die woord sê nie. Kom ons bid Matteus 10:42. Here Jesus, help ons om te onthou dat selfs die kleinste dade van vriendelikheid, gedoen in U naam, nie ongemerk verbygaan nie, Here. Mag ons bewus wees van die geleenthede om liefde en deernis aan diegene rondom ons te betoon. En mag ons dit met 'n vrygewige hart doen, net soos U ons geleer het. En ons dank U vir die herinnering van Matteus 10:42. Deur U Heilige Gees, dat selfs die kleinste dade van vriendelikheid, gedoen in die naam van die Seun Jesus, deur U gesien en beloon word. Ag Here, help ons om bewus te wees van die geleenthede om liefde en deernis aan diegene rondom ons te betoon, net soos U dit aan ons getoon het. Mag ons vrygewig wees met die hulpbronne en die gawes wat U gegee het. Ja, en mag ons U naam verheerlik deur ons dade, Vader. Ons vra dit in die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen.